So my naam is Sharon Kutsie, ek is van die wildernis area. Die Here het in 2018 met my gepraat en vir my gevra, sal ek praat vir die ongebore baba. Ek het gedink, ek is 'n teatersuster gewees en daar het ons die aborsies gedoen. Ek het gedink, ek kan maar net in die teater gaan praat waar die aborsies gedoen word. Ek kan maar net daar gaan lê en bid. So 'n tydjie daarna kry ek 'n droom waar 'n vrou so sit en huil en ek vra vir hoekom huil jy so? En sy sê vir my want ek moet gaan vir 'n abortus. En ek vra vir haar hoekom moet jy gaan vir 'n abortus? En sy sê want ek kan nie na die baby kyk nie. In die droom het ek 'n idee dat sy is 'n student en ek vra vir haar kykie, as ek na jou babietjie kyk, sal jy die swangerskap hou? En sy vee haar trane so af en sy vra vir my, wil jy na my babietjie kyk? En ek sê vir haar, yes. As jy die swangerskap sal hou, dan sal ek na jou babietjie kyk. En sy sê okay. Beloof jy? En ek beloof en sy beloof. En ek skrik wakker. Toe besef ek, dis nie net gaan lê op die vloer en bid oor hierdie ding nie. Ek moet gaan iets doen. Ek het gaan uitvind my research wat ek gedoen het hulle vir my gesê in George is so 'n plek waar iemand hou die babietjie wat iemand anders wou geaborteer het. So hierdie babietjie, Child Welfare is die organisasie wat kyk na die babietjies wat het risk is. So hierdie babietjie is het risk vir whatever abuse. Maar hierdie babietjie, die enigste risk wat hierdie babietjie face is dat hy of sy geaborteer kan word. Child Welfare sê vir my, daar bestaan nie so 'n plek in George nie, in die Weskaap. Ek gaan na die departement van Social Development en hulle sê vir my, daar's nie so 'n plekkie in die Weskaap of in Suid-Afrika nie. So ons het 'n plek begin, Ouwe Shamar. Ouwe Shamar kom van, Shamar is die Hebreë woord wat uit Psalm 121 uit, vra die psalmdigter, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord die psalmdigter en hy sê my hulp is van die Here wat die hemel en aarde. Verder sê hy, kyk die bewaarder van Israel, hy slymer of hy slaap nie. So die Here waak oor even die wanneer die prediker nou net gepraat het van Psalm 139 en hy sê in Jeremia sê voor die grondlegging van die aarde het hy ons aangeken. So ons het hierdie huis het ons begin, Ouwe Shamar, dit is die Hebreë woord wat beteken, the protector, the one who guards, the one who watch over. En baie teestand gehad, net soos hierdie pad wat ons nou kom ry, mense. Maar vir my was dit so profeties, van die pad om die ongebore baba te red. Ons Suid-Afrika se wet sê, op 12 jaar, op 9-jarige ouderdom, kan hierdie vrou, sy het eers 'n maand nodig, om te sê, moenie die abortus doen nie. Daai vrou kan besluit, sy wil 'n abortus hê. So ons het, ons eerste babietjie, wat geskeduleer was vir 'n abortus, die 10de Desember 2023, raak die 25ste Junie 1 jaar oud. Nie ek doen dit nie, ek vat nie enige eer nie, dit is Jesus sinne. Hy het vir my gevra, toe ek nog op en af, toe sê hy vir my, almal is, die baie mense is teen abortus. En hy vra vir my, Sharon, hy vat vir my na die skrifgedeelte toe, waar Jesus nou almal die mense geleer het, en dan kom die disippels, ek glo hulle was honger, en hulle sê vir Jesus, stuur die mense nou huis toe man, ons wil nou eet. En Jesus sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. En dit is wat hy vir my gevra het, Sharon, wat gee jy vir die vrou, wat die abortus wil hê? So ons het 'n plek waar ons die babietjie inneem, vir 'n tyd wat ons met die mammie ooreengestem het, en ons kyk na die babietjie. Wat baie keer gebeur, ons wil net hê, sy moet stabiliteit kry. Sy's nou in 'n tydelike situasie, maar sy wil 'n permanente besluit neem. Ons praat met vrouens wat swanger is, voor hulle het besluit, hulle gaan die finale keuse doen, hulle gaan hy abortus doen, dan counsel ons hulle soms nog vir die laaste keer, net om te vra, don't you wanna reconsider? Please reconsider. Wil jy nie jou mind change nie? Party sê nee, ek het my mind opgemaak, ek is 17 jaar oud, ek kan nie by my ma se stres, nog stres sit nie. Party mamas weet nie eers hulle dogters het 'n abortus gehad nie. Party van 'n getroude vrou se man sal nooit weet sy het 'n abortus gehad nie. Maar prys die Here vir sy bloed. Prys die Here vir vergifnis vir die vrou, ewen wat besluit, sy wil die abortus hê, wat ook al die omstandighede is. My werk wat die Here vir my gegee het, is om vir haar te sê, hier is water. Jesus se kombersie om vir jou toe te maak. So ons praat met die vrou wat swanger is, wat dink abortus is haar enigste uitweg. Of sy 'n student is en of sy tussen werke is, ons wil vir haar sê, kom man.
ek wil die pad saam met jou loop. Ek wil die pad loop as jy besluit jy wil die abortus hê. Dan wil ek die pad saam met jou loop. Want weet jy wat Jesus sê? Hy het gekom vir almal. Daar is nie 'n aannemer van persoon, hy is nie net vir jou of vir my nie. Hy is vir ons almal, sodat nie een verlore moet gaan nie, maar ons almal die ewige lewe moet beerwe. So waar het hierdie storie begin? Dit het daar begin waar die Here vir my vra, ek spuit die tuin nat en ek sê vir die Here ek is moeg vir die abortus. En hy vra vir my so, wat gaan jy doen? So ons het dit begin in wildernis. Daar's 'n plekkie, so ek het dit sommer uit die Here het my geseën met 'n huis daar by die water. En so ek het sommer die plek net daar begin. Toe die Here vir my vra, wat het jy in jou hand? Toe sê ek, wel, ek het 'n kamer. So ons babetjies, die babetjies wat ons inneem, reis ons in die huis, ons maak hulle in die huis groot, sodat hy babetjie in 'n huisomstandighede kan groot raak. En wanneer die tyd vir babetjie klaar is om te gaan, dan gaan hy babetjie huis toe. Die eerste babetjie, gisteraand, ons het 'n event gehad in Kenhardt gister, Vrydag aan toe bel sy vir my, sy kan nog nie praat nie, maar dit is wat sy vir my gesê het, wat ek gehoor het, sy sê, Oumi, sterkte vanmôre. Vanoggend toe ons op pad is, toe bel die mami weer, en sy sê vir my, Oumi, hoe dit gegaan? Jy sal weer op pad, sterkte vir vandag. So wat het gebeur, ek en my dogter, ons gaan na die klinieke toe, en ons gaan praat, waar ook al mense vir ons 'n opening gee. So ek het uit wildernis uitgekom, en vir Rooi is Woensdag of Dinsdag gebel en te sê, hoor ek is in die Appington omgewing, kan ek met jou kom deel, die visie wat die Here vir my gegee het. Toe sê ek, nou kom sommer 'n keer toe, en vanmôre dwaal ons ver, maar ons het hier uitgekom. Ek wil so 'n bietjie wintie wees, want dit gaan oor die Billy Graham ding. Jy het TV gekyk, en toe sien jy ons spreek oor abortus. Sy het nooit dit gedoen nie. En daardie dag, toe praat God met haar. Terwyl die ander ons vloek, as ons so aangaan oor abortus, was daar een vrou en haar span wat geantwoord het. Dit was ook 'n one-on-one, al was dit oor die TV. Dit was 'n one-on-one. Miskien kan jy net daar vir ons, jy het my gesê, toe oor te sê, maar wat moet jy daar omtrent doen? So toe die Here vir my vra, wat gaan ek doen? Toe sê ek enige iets wat hy vir my sê. En ek het nie geweet hy gaan vir my dit vra nie. Wel, ek het net gaan bid en gedink dit is alright om te doen. Toe sê hy vir my nee, dit is nie genoeg nie. Amen. Hoor gou mense, dit was van die Krokshop se stoep af. Dat ons mense gepleit het daar buite, sal jy nie 'n plekkie oopmaak vir abortus nie. Ons weet nie hoeveel is oop nie, maar hier kan ons vandag staan. Ons het gesaai vir 5 of 6 jaar. Ek gaan nie vertel waar nie, in 'n plekkie in 'n dorp. Ons was nooit in, ja, ek was een keer in daai gebou in. Ek en my vrou het vir 6 jaar gesaai. Ons het die huur van daai plek betaal in 'n stad. En daar kinders het gedra, hulle is vandag nog besig. En vandag nog word kinders daar gespaar. As jy saai, sal God nog opwek. Ek loof God vir dit. Ek prys hom dat jou span gou hier opkom. Dat kom almal hier op, kom almal hier op. Sê net gou vir my, wie het gesê Oumi, is dit die eerste abortus enetjie? Hoor hier. Daai eerste enetjie wat vir abortus was, is die enetjie wat gesê het Oumi, jy gaan, hè? 'n stemmetjie wat praat, wat vandag geraamte sou gewees het, of in 'n vuuroond geëindig het. Jy, lyk my ek het 'n klomp Jode hier. Dis net Jahwe en dit is. Ja, julle is 'n klomp oulike mense. Ons moet elkeen hallo sê. Vertel van waar af jy kom. Ek sê Noord-Kaap en soos jy, ek het nou eerlik gesê, met al die name, toe nog gaan sit, toe weet ek, toe jy begin praat, toe weet ek, jy het vir my die dag, jy het my fotootjies gestuur, van die kindertjies, en hoe hulle, mense, as ek kan een bediening kies vandag, sal dit net anti-abortus wees, as ek kan kies. Ek raak in politiek betrokke oor anti-abortus. Ek het nou 'n drukgroep begin oor anti-abortus. En ek claim elkeen raak 'n evangelis. 1200 word nou daagliks doodgemaak. En ons bly stil. Van waar af is jy? Ek is van Kenhardt in die Noord-Kaap. En so jy gaan hierdie week saam met hulle kuier.
Ja, nee, is nie sy kuier saam met ons. O, jy kuier hier by haar, hulle keer daar sy. Ja, nee, in Kenner, ja, ons ondersteun haar van Kenner se kant af. Sy vra baie ons gebede, so ons maak 'n rig van die kant af toe, met die woord van die Here. Okay, Stefan, na die tyd kry al haar besonderhede, neem 'n fotootjie en maak ook 'n rig toe, laat ons van nou af per week 'n rig toe maak. En ons moet nie net rig toe maak met gebed nie, jy moet vra, Here, moet ons iets gee? Ons like om te bid en niks te gee nie. Moet ons iets gee? Dis studente, jy bid nie net altyd vir jy nie, jy gee ook. Jy moet gee. Klaar. Jy moet gee. Frans en Lou, kyk wat is daar. Die vrou kan nie loop sonder dat sy iets gekry het nie. Jy vat haar bankbesonderhede, daar moet iets wees, daar moet iets gegee word. Kom staan gou hier, van Kenhard af. Dis duidelik. Is dit so duidelik, hoe staan jy? Hoe staan dit so vir die TV? Ek is Aletta Korras van Kenner, die Noord-Kaap. Ons dra by vir ouer Shema. Ons ondersteun finansiëel elke maand en ons bid ook. En ons vertrou die Here dat dit nie net hier sal bly nie, want die Here het homself openbaar in Sharon en die missie en wat sy het. So God is in beheer van dit. En ons onsself oopstel en sê, Here, hier is ek, dan gebruik ek jou soos en wat hy wil. Amen. Omslang, op die nommer, op die skerm, is Sharon se nommer nou. Ons wil, jy change die nommers, nee. Want ons kry mense wat hulle nommers change net wanneer die ding uitsaai. Haar nommer is nou op die skerm. Bel vir Sharon en saai. En saai. Saai per maand. Saai, want kinders word gered. Spreuke 24 vanaf vers 11 tot 12 sê, wie sal uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? En sy roep uit. Sy roep uit. Sy gaan, haar telefoonnommer is daarop, en dan gaan julle haar kontak. Kom ons maak hierdie vrou, dat sy nie sukkel nie, dat sy haar net by die kinders kan bepaal. Ok, volgende. Ek is Regina Sua, ek is van Kenhard. Ons is seniors, maar toe die Here roep, toe sê ons ja. En ons ondersteun vir ouer Shamar deur middel van ons gebede. Dit is die belangrikste. Ons reik uit na ouer Shamar en ons saai maandeliks vir ouer Shamar. Wie is ons? Ons is 'n klein groepie gemeente. Ons hierdie 5 vrouens wat hier staan, is die 5 vrouens wat die Here uitverkies het in Kenner om te staan vir sy saak en vir sy saak alleen. Daarom kan ons met die hulp van die Here vir ouer Shamar daar wees. Dis ook soos dit Sharon se missie en visie is dit ons in. En ons staan teen abortus en ons staan vir die Here en ons staan saam. My werk is jou werk en ons werk is God se werk. Kom maar. Nou wil ek wil nou iets sê. Ek wil nou iets sê polities. Daar's baie mense wat teen abortus is. Maar hulle gaan trek hulle kruisie by die abortuspartye. 29 Oktober 1996 kies die DA en ANC abortus. Jy wat vir hulle stem is aandadig aan die 1200 wat daagliks sterf. Jy is selfde skuldig. Dis so. Ons moenie omdraai nie. Roep uit vir hulle wat op pad slagpale toe is. Julle moet nooit 'n party ondersteun. Laat die Christenpartye jou dra. Amen. I'm the one for one. Ek is Sharon se oudste suster en Sharon het uit gehoorsaamheid vir die Here het sy 2 maande terug bedank as 'n gekwalifiseerde teatersuster omdat die bloed uitgeroep het. En ek is beweeg deur hierdie ding. Daarom staan ek vanmôre hier. Ek wil lewe en laat lewe omdat dit een van God se beloftes is. Halleluja. Ja, hier's krag. Ons het nou die dag uitgewerk op babatjies bloed. Van 1 Februarie 1997 het die wet ingekom. Ek dink is nou 29 jaar lank.
raak nou 30 of so iets, volgende jaar. 1 Februarie, jy hoor nie 'n kerk praat daai dag nie, jy hoor die politieke partye stil, 1 Februarie is abortiedag, wat van 1997 af van die wet ontstaan. Ons het uitgewerk nou die gaai bietjie bloed van 'n baba. Oil tankers, ek kan nie onthou nie, Strys, ek kan nou miskien lieg. Is dit 18 of 68? 18 oil tankers vol bloed, wat in hierdie Suid-Afrika, net in hospitale, nie eers die agterstraat aborsies nie. Ons gaan nou 4, 5 en 6 September take-over seminar hou, hoe hulle moet hierdie plakate gaan afhaal, hoe jy mag 'n klag maak by die polisie. Dis rommelstrooi en hulle mag dit nie plak nie en hulle is nie mediese mense nie. Jy mag 'n klag maak. Ons het 'n uitgewyse saak, School of Fire is die enigste uitgewyse saak waar ons as privaat mense aborsiepille gevang het, die ou wat aborsiepille verkoop het. Ons het 'n trap gehou, hy strong toe. Dan kan julle later die saak vertel, wat het die judge gesê en alles. Hy strong toe. Ons het dan vir hom Kentucky in die tronk gekoop. Okay, we staan hier so. Goeiemôre, my naam is Wilma Isaacs, ek is van Kenhardt. Ons is hier, ek het vanmôre gesê, ek dank die Here vir School of Fire. Ons het wel 'n bietjie vanmôre 'n bietjie verdwaal, amper gedink ons kom by die krokodille uit, maar ja, GPS het ons 'n bietjie laat rondry, maar prys die naam van die Here. Ons is hier om vir Shamar, ouer Shamar te ondersteun. Ons is die klein groepie, soos my suster gesê het, Here het gesê, tot op die gryse ouderdom, binne in jou gryse ouderdom, sal jy vrugte dra en jy sal vrug bly. Nou vir 'n lewe staan ek vanmôre hier. Jo. One life, one God. Sy bloed, sy bloed. Jo. Kyk, ons sluit alles aan. 1 to 1, kom. Mense, hoor gou mooi, saai in hierdie vrou in. Dat weet, sê jy hierdie program gekyk, en saai. En ons claim vandag, ons is deel van elke baba wat gespaar word. En elke baba raak 'n profetes of 'n evangelis of 'n pastoor wat siele wen in Jesus naam. Prys die Here. Mense, jy sien net mense daar aan die ander kant op TV wat dit moet sien nie. Ons moet ook aangeraak word. Ons moet ook hierdie week bid en vra wat moet ons doen. En ons moet gaan kuier daar. Kry vir my buitekamer daar. Hierdie vrouens van my, studente, hulle gaan dien vir jou diens 'n maand. 2 van hulle verniet kom werk hulle. Hulle hoef nie te eet, hulle vas ook hy want. Hulle gaan doen. En dan, verstaan, hoor jy, ek bied dit aan, jy bel my, as jy mans ook soek, hulle kan ook gaan. As jy 'n buitekamertjie het, hulle kom. Hulle moenie nog op jou spend nie. Hulle sal hulle eie kos hê. Moenie worry nie. Prys die Here. Van Kenhardt af. Was julle hier toe oor Kenhardt praat vanoggend? Was julle hier? Toe ek gesê het, ja, op Kenhardt het God my verhoor. Hulle was nog hier. Vanoggend is 'n Kenhardt oggend. Op Kenhardt het die Here baie van my gebede verhoor. Maar eendag daaroor. Goeiemôre, ek is Patrick, wel bekend as die koördineerder van die Watchdog. Laas jaar was Stefan by ons gewees en ek wil net vir Stefan hulle School of Fire baie dankie sê met ons uitbreiding. Ons staan nou op aborsie, ons ondersteun 100% Stefan. Wat jy agtergelos het vir ons daar is vir ons verskriklik. Kenhardt groei, die Watchdog groei, ons werk teen drugs, ons sit met gevalle in ons gemeenskappe en ons vra hard en ons roep hard uit, die Watchdog roep hard uit Stefan, hou aan met dit wat julle mee besig is. Ouer Shamar is aan ons kant in die Watchdog groep, so ons hardloop, baie dank. Stefan, kom gou hier en dan bid jy vir hulle. Nou sluit ons af. Stefan, hulle was daar. Onthou julle toe die eerste keer daar was. Drugs het gestop vir 6 maande. Maar dit was 'n bietjie te rof. Dit was 'n bietjie te rof. Ek moet julle hierdie een vertel. Nou wag die klomp Christene. Wie van julle was betrokke met daai? Ja. Nou wag hulle met 30 karre daar buite. En ons kom ry aan. Ek sê maar is dit nie die maffia wat vir ons wag nie? En nou ek ontmoet hulle nie. Ek begin ry met die bus. Nou wat ons doen?
iemand staan in die bus, en as ons naby die smokkelaarshuis kom, spring jy af en jy hardloop na die smokkelaar toe, ons hardloop om 'n traktaatjie te gee. As die smokkelaar hardloop, sê die wet, as jy misdaad vermoed, kan jy as burgerlike nou iets doen. So, dis ons ding wat ons doen. En daardie dag, nou ry ons 30 voertuie, en toe raak Kennard se mense wild, toe hulle School of Fire sien. En ons bars in 'n huis in van 'n smokkelaar, wat hardloop met 'n klomp tik. Maar mense, dit gaan rof. En in daai kamer, en daar's so 'n kleerlingmannetjie, so kleintjie. Hy soek saam met my, ek dink, jou smokkelaar, en ek sjoem, daar's niemand nie, maar klap van voor die bed. Hy sê, Pastie, ek is die diaken. So ons het daai dag baie opgewonde geweest. Goed met julle wat's daar, kom bid vir hulle. Julle, kom staan daar, julle is oulik. Prys die Here dat julle gekom het. Bernard, julle span, kom staan ook hier. Ons het vanoggend 'n vologgend gehad. Hulle is van Pretoria. Jy het sommer nou voor groot manne gepraat. Hulle het jou gehoor. En prys die Here, en hier sit klomp. Mense vat vandag hierdie vrou se nommer. Jy raak 'n pastoor in 'n kerk, 'n sendeling. En dan onthou jy hierdie pastoor, soos Josef in die tronk was. Onthou my. Amen. Willem, kom eers hier. Willem is van begin tot eind by my op gedagte, so hy moet net gou kom. Amen. Hierso is, jy gaan sit vir hom in jou Bybel. Hierdie is saad. Jy hoef nie eendag jou 10de vir my te stuur nie. Stuur dit vir die vrou. Ek het oorgenoeg, boer met krokodille. Amen. Ja, kom staan gou hierso. Kom, steek almal hulle hande uit na Willem. Willem is gesond in Jesus naam. Willem is gesond in Jesus naam. Duiwel het geen reg op hom nie in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vir ander te help gekom het. Want toe ek hoor pastoor Bernard van Pretoria kom skiet bokke. Ek het nie gisterand geslaap, ek en my vrou en my senuwees is op, want ons slaap in hierdie rigting. Jy weet, en die ou kan ons raaks, het hulle? Hy het goed gedoen. Het hulle regtig goed gedoen? Baie goed. Hy preek beter, dink ek. Okay, Stefan, kom hier so. Bid vir hulle, en almal, hou vas so. Vader, kom ons almal steek net ons hande uit, en ons eer U Here vandag, vir die werk wat besig is om uit te gaan in die naam Jesus Christus. Ons kan nie vir U genoeg dankie sê dat lewens en siele word op die dag gered, omdat mense gehoorsaam was aan U stem nie, Vader. En Here, mag hierdie bedienings groei. Vader, mag wat ook al teenkant in kom, wanneer hulle kom, Here my God, sal hulle direk teen Jesus Christus homself vasloop. Vader, hierdie gaan nie oor om U hand te soek nie, Here, dit gaan oor U hart hierso, Here. Vader, dit gaan oor kinders wat gered word, wat uit na die slagpale toe is. Dit gaan oor siele, Here. Dit gaan oor kinders, Vader. Dit gaan oor mense wat U nodig het, Here. En ons kom spreek vandag, Here, U seëning, U voorspoed, U oorvloedige liefde, U waarheid, Here, dit wat goed is, dit wat rein is, dit wat vir ewig is, dit wie U alles is, Here. Kom ons in die naam Jesus en ons bid vir hierdie plek, hierdie ouer Shamar, Here, dat dit sal groei, Vader, in Jesus naam. Finansies sal nie 'n probleem wees nie. Huise sal nie 'n probleem wees nie. Dokters sal nie 'n probleem wees nie. Here my God, beddens sal nie, kos sal nie, melk sal nie, doeke sal nie. Ons kom claim in Jesus naam. Vader, U gee vandag, Here, vir hierdie plek wat mense nie kan gee nie. U kan in 'n oomblik doen wat mense nie in 'n leeftyd kan doen nie. En ons maak dit los oor hulle, Vader, in Jesus naam. Pastoor Bernard, hulle daar van Pretoria, Here, oor hulle gemeente, oor dit wat hulle doen, dit wat hulle sê, wie hulle is, Here, gaan oor U hart. En mag dit bekend word aan die mense, dat daai kerk ook nog groter sal groei en one-on-one se ding sal word vir elkeen van ons wat vandag die woord ontvang het, Here. Sê ons vir U dankie. Here, ek spreek oor sy seun, oor die pastoor se seuns. Wat is jou naam? Wat is Jaden? Here, dit sal nooit oor geboue gaan nie.
Dit sal nooit oor sy naam gaan nie, dit sal oor u naam gaan. En Vader, mense sal kom tot die waarheid wanneer hy preek. Here, dit gaan nie oor die teologiese agtergrond nie, dit gaan nie oor waar hy groot geword het nie, dit gaan oor wat u besig is om in sy lewe te doen. En op hierdie oomblik, Heilige Gees, dat hy nooit weer dieselfde sal wees nie. Nie aan menslike opinie sal vaskyk, in dogma sal vaskyk nie, maar sal vaskyk in die woord van God, Here. Ons spreek oor hom, maak los dit wat is, dat hy kan loop, Vader, waar u wil gebruik, in die bonatuurlike naam Jesus. Vader, en ons bid vir hierdie hele mense op hierdie platform, dat dit nooit sal gaan oor die platform waarop ons staan nie, maar sal gaan oor die voete van Jesus Christus. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sluit af, ek het 'n woord vir mense wat bedienings beginne, en mense wat bedienings het. God het my nie net met die mond sê ek het losgemaak, 34 jaar al, om maklik vir iemand anders te saai. As mense wat nie hierdie moves nou sal maak, jy weet dit, pastoor, jy weet dat sit. Jy sou nie 'n ou, Sharon ontmoet ek nou, jy sal nie gesê het, haar nommer, jou platform, gee geld, jy sou dit nie gedoen het nie. Ek wil hê julle moet by daai punt kom as julle vir God lief het. Dit gaan oor sy koninkryk. En het jy geweet, ek wil julle nou iets vertel, pastore, en kerkleiers, en nuwe bedieningmense, en my studente. Ek saai nou al die geld wat inkom by Sharon, saai ek, omdat ek hy move gemaakt het, en ek kry ook 'n oes op. So ek leer julle vandag iets, moenie terughou nie. As dit by God se werk kom, trek oop.